Goeiemôre. Dit is dan maar lekker deesdae, die hitte. Ek hoop daar waar jy is, kry jy lekker warm. Ons spreekthema is geloof en ons lees saam uit Handelinge 4 vanaf vers 1 tot 22. Kom ons bid saam. Here, in hierdie warm dae sê ons vir U baie dankie dat die somer ook aangebreek het, dit warm is, dit lekker is. Ja, Here, soos wat ons kla oor te koud, kla ons ook baie keer oor te warm. Maar dis maar soos die seisoene werk en dis soos U dit bepaal het. En ons sê vir baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook 'n lekker warm somer Kersfees te kan geniet. Dankie vir U goedheid, dankie vir reën. Ons bid ook vir uitkoms, vir reën, daar waar dit regtig droog is en daar waar boere geplant het en wag op 'n paar druppels net om hulle weer in die gang te kry en deur te trek. Vra ons U help asseblief, Here. Here, baie dankie vir die voorreg om U te mag ken, met U mag praat en dankie ook vir die kerk. Die kerk waarvan ons kan deel wees. Wees saam met ons in hierdie tydjie, dit bid ek in die naam van Jesus alleen. Amen. Ons gaan saam lees uit Handelinge 4, dit is redelik 'n lang hoofstukkie, of 'n lang gedeelte, maar ek dink is tog belangrik dat ons die gedeelte saam met mekaar lees. Handelinge 4 vanaf vers 1. Opskrif sê Petrus en Johannes voor die Joodse raad. Nou, hierdie gebeure speel af net na die man wat by die poort gesit het, tempelpoort gesit het, kan loop. En onthou Johannes en Petrus hom gesond gemaak het. En nou lees ons Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus laat afstorm. Die priesters en die ander was onthutst omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoofpriester Annas en Caiaphas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoofpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Die wat 'n krag en wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê: Raadslede van die volke, familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad en 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeer is. Juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gee waardeur God wil dat ons verlos word. Die Joodse raad was verbaas toe Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook erken as volgelinge van Jesus en toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik.
Ons kan dit nie ontken nie, maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om in julle gehoorsaam te wees van God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Na die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het hulle losgelaat. Hulle het gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie. En vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Ek lees enkel daar. Vers 20 sê, wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Ek wil net begin deur te praat oor iets totaal anderster, en dit is bemarking. Ek dink die meeste van julle ken bemarking, maar ek wil julle 'n paar goed van bemarking bietjie leer. Die eerste ding van bemarking is dat jy sien hierdie pragtige meisie op 'n partytjie. Jy loop na haar toe en sê, hey, ek is die man vir jou. Dit word genoem regstreekse bemarking. Tweede konsep is, jy is saam met 'n klomp vriende op 'n partytjie, jy sien hierdie pragtige jong vrou, een van jou vriende gaan na haar toe, wys na jou en sê, hy is die man vir jou. Dit noem ons advertensie. Derde voorbeeld is, jy sien 'n pragtige meisie en jy kry haar telefoonnommer. En die volgende dag bel jy haar en sê, luister, ek wil vir jou iets sê, ek is die man vir jou. Dit is telebemarking. Of jy sien weer hierdie pragtige vrou, maak jou das bietjie reguit, jy skuif nader en sê, weet jy wat? Die meeste vroue dink ek is die man vir hulle. Dink jy nie dalk ek is die man vir jou nie? Dit noem ons openbare betrekkinge, PR, Public Relations. Of op 'n partytjie loop hierdie meisie jou tromp op, kyk jou vierkantig in die oë en sê, jy is die man vir my. En hulle noem dit handelsmerk, erkenning. So dalk bietjie tong in die kies kykie na bemarking. Maar nou gaan jy my vra, maar wat het dit nou met hierdie preek te doen? Wat het dit met geloof te doen? Wie waar te sê dat dit alles met geloof te doen? Want ons het die opdrag gekry om te getuig. Om te gaan getuig van Jesus se liefde en Jesus se genade. Jy sien, ek en jy is God se bemarkers in hierdie wêreld. En wat bemark ons? Ons bemark God se koninkryk. En ons het gelees waar Petrus sê, maar ek het geen ander keuse as om te praat nie, as om te getuig nie. En om hierdie gedeelte te verstaan, moet ons eintlik teruggaan na Lukas 24 toe. En dit is so jammer dat hulle in die Bybel eintlik Johannes tussen Lukas en Handelinge ingesit het, want eintlik loop Lukas en Handelinge op mekaar. En dan lees ons in Lukas 24 van, julle sal my getuies wees. En dan kom Handelinge 1 vers 8 en sê, om my getuies te wees, sal julle die krag ontvang
wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan sê hy, julle sal my getuies wees, nie wil, of kan, of moet nie, sal, geen keuse nie. En dan lees ons in Handelinge 2 van die uitstorting van die Gees, waar Petrus onder leiding van die Heilige Gees mense in verskillende tale toegespreek het, duisende hulle self bekeer het, en dan sien ons hoe die gemeente anders leef, en dat die volk hulle goedgesind is, en dat daar baie gereddes bygevoeg word. En dan lees ons in hoofstuk 3 van Petrus en Johannes op pad kerk toe, tempel toe, en dan die verlamde man wat hulle kry langs die pad. En dan sê hulle, kyk na ons. En hulle sê vir hom, maar ons is soos jy, ons het nie silwer of goud nie. Ons is gelyk aan jou. Ons is gelyk is voor God. Maar in die naam van Christus Jesus van Nasaret staan op en loop. En dan sien ons hoe hulle van Jesus getuig. En dan sien ons in die begin van Handelinge 4 wat ons gelees het, hoe die kerkmense, die priesters, die skrifgeleerdes, die Sadduseërs nou in die prentjie kom. En hulle is nie bly oor hierdie man wat nou gesond word nie, nee. Hulle is bekommerd. Hulle is bekommerd omdat hulle leer aangetast word. En hulle gooi vir Petrus en Johannes in die tronk, oor hulle eie teologiese stryd vra die vraag na die opstanding uit die dood. My waar te sê, dis hoekom hulle in hegtenis neem. Nie oor die feit dat die man wat kan loop nie, maar omdat hulle sê, dooies kan opstaan. Maar dan sien ons hoe die gemeente groei, en hoe Petrus vol van die Heilige Gees praat, en verklaar dat Jesus die Here is. En ons lees van, hoe was die Joodse raad verbaas, want hierdie disippels was ongeleerde, eenvoudige mense. Maar hoekom was hulle verbaas? Nie net oor wat hulle geleer het nie, maar hulle het anders geleef. En dan besluit hierdie raad om hulle te verbied, om verder oor Jesus te getuig en te praat. En dan die antwoord, ek kan nie anders as om te getuig nie. Vers 19 en 20. Jy sien, eintlik is om te getuig ons grootste taak wat ons ooit het. My waarheid te sê, dis die enigste taak. En daarom is getuienis essentieel. Dis die rede hoekom ons onsself disippels kan noem, want 'n disipel getuig. En dan lees ons hier dat, en ons sien dat almal getuig, al die disippels, geleerd, ongeleerd. Hoekom? Maar dan sien ons in Handelinge 1 vers 8. Ons getuig met die Heilige Gees. Ons laat getuig. En as ons weg van onsself kyk, dan sien ons die ander mense raak. Wat nogal interessant is, die kerkmense het niks gesê oor die man wat genees is nie. So asof hy en wat met hom gebeur het nie eintlik saak maak nie. Maar omdat hulle teologie, hoe die opstanding uit die dode aangetast is, daar neem hulle vir Johannes en Petrus in hegtenis. Hulle teologie is belangriker as die krepele wat elke dag by hulle deur lê. En nou wil ek jou vra, as mense jou op straat raakloop, weet hulle dat jy volgeling van Jesus is? En dis 'n vraag wat elkeen van ons moet antwoord. Maar ook as gemeente moet ons dit antwoord. Hierdie vraag is jy waar die disippels was?
'n getuie van Jesus, of is jy waar die kerkmense was? Vasgevang in hulle eie gemaksone, wat verdedig moet word teen aanslag van buite. Is ons as gemeente waar Jesus se disippels was, 'n getuie van Jesus? Of is ons waar die kerkmense was, vasgevang in hulle eie gemaksone? Jy sien, waar begin getuienis? Getuienis begin in jou hart, begin in jou binneste. Markus 12 vers 30 sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Dit bring ons by liefde tot God. Liefde tot God gaan oor 'n lewende, groeiende, persoonlike verhouding met God. Jy kan ander nie vertel van die Here as die Here daaglikse werklikheid in jou eie lewe is. Mense wil weet wat dit beteken om vandag 'n Christen te wees. Wat dit vir jou beteken en wat dit vir hulle kan beteken. Jy sien, jou persoonlike redding, die daaglikse pad wat jy met die Here stap, en dit wat die Here vir jou beteken prakties in jou eie lewe, dis die dinge wat jou getuienis opreg maak. Dis die goed wat die ongelowiges wil hoor. Hulle wil weet wat beteken God vir jou vandag. En dan tweedens, liefde vir jou naaste. As jy nie jou naaste, hulle lewe, hulle redding hoog op prys stel soos jou eie lewe en redding nie, sal jy nie en kan jy nie effektief getuig nie. Nou vra jy my, maar wie is my naaste? Maklik. Barmhartige Samaritaan, sê Jesus. En die vraag is, wie se naaste is jy? Wie kom op jou pad vandag? Jy sien, dis die fondasie van getuienis, die fundament van getuienis, is om 'n verskil te gaan maak in iemand se lewe. Maar nou sal baie van julle daar vanoggend sê, maar weet jy wat, ek praat nie eintlik voor mense nie. Dis moeilik vir my om te getuig, om vir iemand te vertel van die Here. Dis nie my persoonlikheid nie. Ek sukkel om mense tromp op te bestorm, of van deur tot deur te gaan, en om die waarheid te sê, die hekke is gesluit, en daar is elektriese heininge voor die huise. En dis waar. Absoluut waar. Maar weet jy wat, jy het 'n eie unieke persoonlikheid, temperament, talente en agtergrond. En hy wil jou gebruik soos jy is. En ek wil vir jou net vinnig van 6 verskillende ouens vertel. En die Bybel hoe hulle getuig het. Petrus was konfronterend. Hy was direk, bold op die man af. Soos teksvers sien. Ek het geen ander keuse as om te getuig nie. Aan die ander kant Paulus, baie meer intellektueel. Hy kon konfronterend wees, maar onthou hy is 'n geleerde man en hy kon uit die skrif uit redeneer. Hy kon die skrif uitlei en verduidelik en deur die skrif bewys dat Jesus die Christus is. So gebruik jou Bybel. Gebruik jou Bybel. En dan kry ons 'n man in Johannes 9, blind. Blinde man wat genees word, wat geen teologiese kennis gehad het nie. Maar al wat hy kon sê is, een ding weet ek wel, ek was blind, nou sien ek. Jy sien, lewende en praktiese getuienis. Dan Johannes 4, die Samaritaanse vrou, wat haar waterkruik net daar los, en dorpie toe hardloop, en al haar vriende gaan uitnooi, om die man te kom ontmoet, wat haar alles vertel het wat sy gedoen het. Sy nooi ouens uit, kom sien self, kom kyk, kom saam met kerk toe. Lukas 5 lees ons van Levi die tollenaar. Hy gebruik meer 'n interpersoonlike benadering. Hy nooi sy vriende en sy mede-tollenaars uit na 'n groot feesmaal.
in 'n poging om hulle aan Jesus bloot te stel. Hy gebruik sy verhouding met mense en netwerke om mense uit te nooi. Hy gebruik sy vriendskapskanale. En dan Dorcas. Handelinge 9 lees ons van Tabitha of Dorcas, dat sy getuig deur diens. Sy het klere gemaak vir die armes en noodlydendes. Jy sien, jy kan getuig. Jy moet besluit hoe. Want God verwag het van jou. Ons kan dit nie vryspring nie. Ja, getuienis is die waarmerk, die essensie van ons geloof. En onthou, dit begin by liefdes vir God en die mense rondom jou. Iemand het die volgende gesê: I am just a nobody telling everybody about somebody who can save anybody. Kom ek sê dit weer. I'm just a nobody telling everybody about somebody who can save anybody.